Goeiemôre, klink die volgende bekend? Sjoe, die wêreld is darem maar deurmekaar. Of dalk, wat help dit om iets nuuts aan te pak, want die einde is op hande. Kyk net na al die aardbewings en die chaos in die natuur. Dalk iets meer ter plaatse, soos, daar is net nie meer hoop vir ons in hierdie land nie. Want kyk wat wil die regering nou weer aanvang. Nou ondanks hierdie negatiewe inleiding, is die tema van hierdie week se oordeenking presies die teenoorgestelde. Die tema is hoop. Wat is hoop? Hoop is die blye verwagting van iets goeds wat gaan gebeur. Gister het ons Paastyd op 'n vreugdevolle, 'n triomfantelike wyse afgesluit, hierdie viering van Opstanding Sondag. Jesus Christus is nie dood nie. Hy het, soos hy beloof het, opgestaan. 1 Timoteus 1 vers 1 sê, God ons Vader en Jesus Christus ons hoop. Hoop is 'n persoon. Die opgestane Jesus Christus is ons hoop en daarom leef hoop. Maar nou, leef ons hoopvol. Praat ons hoopvol. Die gesegde lei mos, dit waar jou hart van vol is, loop jou mond van oor. Moet ons daarom nou net mooi stories vertel en sê daar's geen probleme ergens in die wêreld nie? Nee, allermins. Want daar is natuurrampe, daar is onreg en sinnelose geweld en korrupsie, menslike hartseer en dood. So wat doen ons? Kom ons gaan leer 'n oombliekie by Job. Job was nie 'n Israeliet nie, maar tog was sy lewe en sy geskiedenis van so 'n aard dat sy verhaal opgeneem is in die Bybel, as voorbeeld vir almal daarna wat sy verhaal lees. Hy was 'n baie vermoënde man. Onder die mense in die oostelike deel van sy woongebied is hy as die belangrikste beskou. Hy was ook 'n vroom en 'n opregte man wat God gedien het en die kwaad vermy het. 'n Man wat volgens my nogal redelik wysheid aan die dag moes gelê het met die opvoeding van sy kinders. Want sy 7 seuns het hom die beerpartytjies in mekaar se huise gehou en altyd hulle 3 sissies genooi. So sy 10 kinders het goed met mekaar oor die weg gekom. Nou daardie selfde Job is deur die een tragedie na die ander getref. Hy verloor al sy besittings en is nie as gevolg van sy eie toedoen nie. En dan, op een dag, sterf al 10 sy kinders op een slag, toe die huis waarin hulle op daardie stadium gekuier het, deur die wind op hulle omgewaai word. En nog is dit nie klaar nie. Hy word van sy kop tot sy tone met pynlike swere getref, so erg dat hy op die ashoop gesit het en hom met 'n potskerf gekrap het. En die metafoor van ashoop en potskerf moet ons ook nie verbygaan nie. Daar waar die gemors, die onbruikbare, die nuttelose is, daar sit hy, daar krap hy hom met 'n stukkie gebreekte kleipot, want sy lewe is in totaliteit gebreek. Sy toekoms is weg en sy hart is flenters. Daar's niks heel meer in hom oor nie. En hy stoei en hy vra en hy bevraagteken en hy kom in opstand teen God, maar hy vloek nie God soos sy vrou sê hy moet doen nie. In hoofstuk 16 lees ons dat Job dit nie kan verstaan hoekom God hom aanhou straf en tuister nie. Oor en oor vra hy, Here, hoekom het U my vyand geword? Hy vervloek selfs sy geboortedag, wat 'n ernstige aanklag teen God is. Maar hy hoop steeds op God vir 'n antwoord en hulp. En sy vriende kom en hulle probeer raad gee en moontlike verduidelikings gee. Maar toe kom God, en God praat self met Job. En hy herinner Job aan die Leviathan, die seemonster. En Job verstaan daaruit dat ons nie ons omstandighede
ons seemonster kan beheer nie. Dat slegte dinge gebeur met goeie en slegte mense. Job se verhaal is nie 'n verhaal van swaar kry nie. Dit is 'n verhaal van geloof. In Romeine 5 vers 3 tot 5 leer ons swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. En net soos Job deur 'n proses gaan tot by aanvaarding, is geloof en hoop 'n proses wat dikwels met swaar kry gepaard gaan. Nou daarom is ons vraag wat ons onsself moet vra. Wat sê ons oor ons probleem, ons seemonster? Sê ons dat ons probleem net te erg is? Dat hierdie wêreldkrisis net te groot is? Of glo ons dat daar geen krisis in die wêreld is wat te groot is, wat God nie kan beheer nie? Praat ons net saam oor die chaos, onbeholpenheid, die korrupsie van die regering hier en oral? Of herinner ons onsself en ander daaraan dat God nog nooit 'n regering vir ewig laat regeer het nie? Dat God in beheer bly, al lyk die prentjie vir ons ook hoe donker. Een van hierdie donkerste tye was die Tweede Wêreldoorlog. En tydens hierdie oorlog is die Oostenrykse Jood, sielkundige en filosoof Viktor Frankl op 'n tyd in 4 strafkampe aangehou, onder andere Auschwitz. Hy het eerstehands beleef hoe sommige mense, nadat hulle gehoor het dat hulle geliefdes in strafkampe gesterf het, die volgende oggend net eenvoudig nie weer wakker geword het nie. Hopeloosheid het hulle net laat ophou asemhaal. En dit is hoekom hy geskryf het. He who has a why to live can bear almost anyhow. Jesus is ons rede om te leef, ons why. Jesus is hoop, daarom ons hoop hoe ons moet leef, ons how. Hoop moet deur ons woorde en ons dade vloei. Ons praat môre weer.